is jammer oor wat ek van nie gemaak het, want die blauwe kaal was genoeg gemaakt. Ek was bang om nabij te wees, maar in die dode dag ontvouw my hele lewe. Ek wil nabij jou wees, ek wil nabij jou wees, ek wil nabij jou wees, ek wil nabij jou wees. Dus ik ben vanaf de reis van de Heer te wees. Het is altijd lekker de reis van de Heer, die zit lekker neer. Ik ga voor jou langs en zeggen, oh, ik blij je zien vanaf. En halleluja. Altijd lekker om die naam van de Heer groot te maken. Zijn lof te bezingen. Als je Bijbel samengebrengt, blijf je samen met mij naar Johannes die 8e hoofdstuk toe. Dus vandaag zo een vers die samen lees. Ek sê Jesus het weer met hulle gesprek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Kyk gou vir jou langs jou, sê vir hom, het jy die lig? Amen, kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanavond in die huis van die Heer te kan wees, dat jy dit ons kan verklaar, Heere, gaan oor ons nie, maar het gaan oor U, gaan oor die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte, en ek wil vanavond met o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanavond sal inkom en ons harte sal aanraak, Heere, kom vir ons met die Gees, verander ons denken, verander ons harte vanavond, Heere, en dankie dat ons weet, die goedheid en die genade is vanavond vir ons genoeg. Ons wil die loof, ons wil die prijs, ons wil die verheerlik, want daar is niemand soos U nie. Al die kom toe, al die lof, al die eer, en al die aandering van ons hart, en die volk van die Here sê, Amen. Ek het nog op vanmiddag, een van die jong mense het my vanoggend 'n vraag gevra, en dit het gelei na vanaand se boodskap, toe ek wil gou met julle 'n bietjie gesels oor wanneer sy lig op jou skyn. Jy sien, ons is so geneig om eenmaal te dink dat wanneer God se lig op ons skyn, is dit altyd daai gevoel van lekker, ek kan sien, ek weet waar dit is, ek weet hoe dit voel, ek kan beweeg op plekke wat ek nog nooit beweeg het nie, want ek kan sien. Maar het jy al ooit daaraan gedink dat sy lig val selfs op jou gebrokenheid? Die plek wat jy wil wegsteek.
weet nie. Die plekke wat jy probeer van wegkruip en sê, weet jy wat, as ander mense hierdie nie van my weet nie, sal dit dalk vir my beter wees. Dit sal vir my makliker wees. En dadelik het ek hieraan gaan sit en dink van, daar's 'n paar voorbeelde in die Bybel wat hiervan praat, en ek kan so vinnig vir jou sê dat dis amazing dat Adam en Eva het vir hulle klere gemaak van vyandblare, nadat hulle sonde gedoen het, en hulle het gaan wegkruip. En daarby aan toe God deur die tyd kom wandel, soos hy elke aand gedoen het hy gevra, waar is julle? Jy sien, ek wil met dit verhaal verstaan, wat die sonde maak dat ons vlug vir die duisternis. Ek weet nie, weet jy dit nie. Die sonde maak dat ons vlug na die duisternis toe. Ons vlug van die lig af. Ons probeer om weg te kry. Ons probeer om onsself te versteek. Ons probeer om weg te wees van dit wat vanaand werklik saak maak. Hier het my laat dink, want ek daaraan gaan sit en dink oor hoekom val die lig dan op ons gebrokenheid? Hoekom val die lig nie net op die plekke waar ons het graag wil hê nie? En dadelik kom het by my op, daar's 'n sekere tyd van die dag waar die son as dit op jou skyn, is daar geen skade nie. As baie kere wat 'n lig op jou skyn, en dit gooi 'n skade weer ergens heen. Ek staan vanaand voor die lig en ek gooi 'n skade weer van my na agter toe. En dadelik dink ek daaraan, dis snaaks dat ek baie keer probeer om te beweeg dat my skade weer agter my is. Ek het nou so 'n oulike videoetjie gesien van 'n dogtertjie wat geloop het en die heel eerste keer na lewe haar skade weer gesien het. En dit was vir haar scary. Sy begin gil en probeer weghardloop, maar hoe ver sy hardloop, so ver as wat sy hardloop, so ver jaag hierdie skade weer, of hierdie ding na. En sy het regtig na haar ma toe gehardloop, en haar ma se arms ingespring, en gekyk, daar's nog steeds iets wat hulle volg. En ek wil dit vanmôre weet, of vanaand weet, want wat gebeur, baie maal in ons lewe, probeer ons om weg te kom van dit wat duisternis in ons lewens veroorsaak, of ons probeer om weg te kom van dit is, maar dit gooi 'n skade weer. En ek daaraan gaan dink, want daar was 'n man, die Bybel praat vir hom as die besetene van Gadara. 'n man wat alles sou prys gee om vry te wees. 'n man wat bereid sal wees om alles te los as hy net kan vry wees, as hy net op 'n plek kan kom waar daar 'n verandering kan kom. En is nog ontsnaaks, die Bybel sê dat toe hy Jesus sien, het hy gehardloop en voor hom gaan neerval en gesê, en die demone gesê, het u gekom om ons te pynen? Jy sien, kan ek maar vandag vir jou sê, dat wanneer die lig van die wêreld met die naam van Jesus, wanneer die lig van die wêreld op jou skyn, sal duisternis moet neem, sal duisternis moet neermik, sal duisternis moet oorgee, sal duisternis moet sê, wat maak ek hier? Want hierdie demone wat binne hom is, roep uit en sê, wat het ons met u te doen? Seun van 'n lewendige God, wat het ons met u te doen? En die Bybel sê so mooi, dat Jesus vat hierdie man wat met kettinge vasgemaak was, wat gebreek is. Hierdie man wat tussen die grafte gebly het, wat gebroken was. Ek weet nie of moet jy jou gedink daaraan hoe stikkend en hoe gebroken hierdie man se lewe moes wees nie. Dat niemand naby
hom wil kom nie. Gebeur baie keer in ons lewens, dat ons mense op afstand sit. Toe Jesus voor die besetere van Gadara staan, en hy sê vir die demone, om uit om uit te gaan, te sê, Here, gee ons dan net 'n kans, gee ons net 'n plek om in te gaan, dat ons in die varke ingaan. Varke plaat niemand nie, dat ons in hulle ingaan. Jy sien in die belewer het vanaand hoor, die duiwel is bereid om vanaand die mens prys te gee, maar hy is nie bereid om sy gebied prys te gee nie. Jy sien, ek het iets begin besef, ons leef in 'n wêreld wat donker is, ons leef in 'n wêreld waar duisternis daglik oor ons heers. As ek hoor, dan word mense doodgeskiet. As ek hoor, dan was daar mense gewees wat beroof was of gesteel was, of dinge het gebeur wat negatief en beloos is, en dinge wat maak dat ons kan kyk vanaand en nie kan dink soos wat ons moet dink nie. Maar die oomblik wanneer die lig inkom, verander al jou omstandighede. Die Bybel sê dat toe hierdie man vry was, wou hy Jesus nie los nie. Hy het saam met hom begin stap. Hoekom? Want dit het nie saak gemaak hoe gebroken hy was nie. Dit het nie saak gemaak hoe hy gelyk het nie. Dit het nie saak gemaak waarmee hy gegaan het nie. Hy het die lig ontdek van hierdie wêreld. Hy het iemand ontdek wat gesê het, ek kan jou vrymaak in totaliteit vanaand. Jy sien, my Bybel sê, as die Seun jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. Die man wou nie wegloop van die vryheid wat hy ervaar het nie. As jy lang genoeg vasgevang was, en ek dink, ek het al paar keer met ouens gewerk, met dwalms die mekaar is. Dan sê ek altyd vir hulle, bly weg van die vriende af, wat dwalms voorsien. En die oomblik as ek het vir hom sê, dan sê hy, dis nie so maklik nie. Want jy sien, die vyand sal jou volg, waar jy ook al gaan. En daarom wil hierdie man nie weggaan van Jesus af nie, want hy iets ervaar, nadat Jesus by hom gekom het, wat sy gebrokenheid gevat het en herstel het na volmaakte genesing toe. Ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek weet een ding verseker, as Jesus die mens herstel, herstel hy sy gesin. Want wat maak hy? Stuur hom terug in sy gesin toe. Hy sê, gaan terug na jou vrou en jou kinders toe. Gaan terug na die plek toe, waar jy vandaan kom. Hoekom sê dit? Hy sê, gaan terug, want ek wil herstel bring, nie net in jou lewe nie, maar in jou vrou se lewe, en jou kinders se lewe, hierdie mense, wat jou gevrees het, sal jou lief hê. En ek wil begin klaarmaak, en terwyl ek daarin sit en te dink ek, is dit nie amazing, dat die lig het geskyn op sy gebroke liggaam aan 'n kruis nie. As jy my vanaand moet vra, wat sou ek doen? As ek daar was, sou ek gevra het, kan ons dit toemaak dat ander dit sien? Jy sien, ons is so geneig om ons gebrokenheid te probeer wegsteek. Ons is so geneig om ons tekortkominge probeer wegsteek. Ons is so geneig dat niemand hiervan moet weet nie. Wat weet wat, pastoor? Ek wil nie ander moet weet wat ek gaan nie. Kan ek maar vanaand vir jou sê,
is wanneer die lig op jou gebrokenheid val, dat ander kan sien, daar's 'n plek van genesing. Sommige snaaks hier die lig val op 'n gebroke liggaam. En hy word gevat en in doeke toegedraai en in 'n graf gesit. As iemand dood is, sit ons op 'n graf. As iemand dood is, dan vat ons sy liggaam en ons gaan bære dit in 'n graf. En die oomblik toe ek hierin gaan dink, toe dink ek wonder wat het hier gebeur in daardie nag. Want jy sien, die lig het geskyn op sy gebroke liggaam aan 'n kruis. Maar weet wat was vir my mooi? Die volgende môre het aangebreek. En omdat dit Sabbat was, het niemand niks gedoen nie. Hoor mooi. Jy sien, ons is so geneig om baie maal beheer te wil vat oor ons gebrokenheid. Dat ons probeer om dinge te doen wat ander nie moet sien nie. Maar die Bybel sê op die Sondagmôre vroeg voor die son opkom. So dit was eintlik nog duister geweest. Dit was eintlik nog donker. Dit was eintlik nog een plek waar ons goed kon wegsteek. Twee vrouens afgegaan in die graf toe. Ek wil even dit hoor vandag. Want ek weet nie van jou nie, my verlede lyk het keer vir my duister. Donker. Dinge daar gebeur, wat ek nie oor trots is nie. En die oomblik, toe ek hier aan dink, toe dink ek, maar daar was gister. Daar was 'n tydsverloop vandat hy die graf ingegaan het tot aan môre toe. En die lig het gedink, hy gaan weer op sy gebroke liggaam val. Sal hierdie grafsteen opskuif en die lig val in en dit val op sy liggaam, sal dit sy gebroke liggaam weer kan wys. Kan ek dit maar vandag vir jou sê, die vyand sal jou in 'n gebroke toestand probeer behou, so ver as wat hy kan. Maar die oomblik, toe hierdie deur weggeskuif is, het die lig inskyn. Toe verander die situasie van sy liggaam na hoop. En dan kry jy nog die duiwel in jou lieg ook. Het jy al gevoel om in 'n donker gat te sit? En dan kyk jy op, sien jy lig, sê die duiwel, want jy dink, daar is die lig, is die lig nie. Wat bestuurder met 'n flits, man? Bly moet gou iets hoor, want ek het iets gesnap. Die vyand weet, as jy in sy lig kom, sal hy moet vlug. Want die woord van die Here sê, Jakobus 4:7, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy moet van jou al wegvlug. My Bybel sê, dat as hy sê, in sy ligte wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.
Pastoor, maar wat vir my gebroke toestand, ek dank God. Mediese dokters gebruik die skerpste ligte om te kan sien waar dit werk. Dink aan as 'n dokter by 'n kerstliggie moes werk. Hy gaan nie op my opereer nie. As jy dan kom skuif vir hy lig reg, hy posisioneer die lig om die probleem uit te wys. Kan ek maar vanaand vir jou sê, moenie bang wees wanneer Jesus jou foute uitwys nie. Moenie bang wees dat Jesus jou probleme uitwys nie. Hy doen dit met 'n rede. Hy wil 'n gebroke mens wil hy heel maak. So ek wil vanaand vir jou vra. Jy sien, het is maklik om in die agtergrond weg te kruip. Karel, kom staan vir my. Terwyl ek jou nou in die oog, kom nie. En dus het baie keer om vanaand, dit lyk mooi nou. Laura dink sy maar so mooiste kind, maar oké. Dit versteek dit wat binnekant is, heeltemal. Maar as ek vanaand by hom kom, en vir hom sê, klaar, as die Here jou vry maak, is jy waarlik vry. En ek vat vanaand sy baadjie, en ek ruk hom van hom af, dan dit wat hom in duisternis gehou het, is weg. Dit wat versteek, wat God eintlik wil hê, jy moet sien, is weg. Maar wat doen ons? Hoe die pastoor, ek gaan maar hierdie aanhou, want jy weet hoe lyk ek nie onder nie. Ek het rekmerke en ek het 'n paar wonde, man. Kan ek nog vandag vir jou sê, as die Seun jou vry gemaak het, is jy waarlik vry vanaf. Dis wanneer jy in sy lig wandel. Dis wanneer jy in sy lig wandel, dat jy die lig van die lewe sal hê. Dankie, Karel. Ek wil nie vanaand in 'n graf instap, of in 'n doderyk instap, sonder my lig nie. Want my Bybel sê, die duisternis sal my nie oorweldig nie. Hoekom nie? Want duisternis sal vlug voor die kinders van die lig. Elke oog verby, elke oog gesluit. Wil ek niemand moet rondkyk vanaand, asseblief. Jy sit vanaand hier, en jy is so bang, dat die lig op jou moet val. Jy is so bang, dat sy lig op jou moet skyn. Pastoor, dit gaan my gebrokenheid wys. Dit gaan wys my tekortkoming, dit gaan wys my probleme, dit gaan wys my vlekke, dit gaan wys my sonde. Kan ek maar vanaand vir jou sê, as sy lig op jou skyn, sal hy jou in totaliteit vrymaak. Jou tekortkominge gaan wegwees. Jou gebrokenheid gaan wegwees. Ek het hierdie week by die seminar te bid hulle te sê, Here, ek sien halbaste vlees wat nog staan en kyk in die gebrokenheid van gister. En ek wil vandag vir jou vra, hoe lang nog
jy vlug vir God, omdat jy bang is, hy sien jou gebrokenheid. Kan ek het maar vanaand vir jou sê, ek weet alles. Hy het jy by jou naam geroep, jy behoort aan hom. Hy ken jou tekortkoming, hy ken jou probleme. Maar jy sal toelaat dat sy lig op jou skyn. As jy vanaand hier sit en sê, Here, al moet jy dan my foute uitwys, al moet jy dan vanaand my gebrokenheid wys, maar laat die lig oor my skyn, dat ek die lig van die ewige lewe kan hê. Here, skyn oor my. As jy vanaand so voel, steek op jou nog God toe, wil saam met jou bid. Dankie vir die handen recht met die gehoor opgaan, en ek wil vraag as jy hand besteek het, sal jy samen opstaan, ek wil graag saam met jou bid. Here, ek verhuil vanaand my tekortkominge en my gebrokenheid en dit wat my vasthou vanaand, verhuil ek vanaand vir die lig. Here, as die lig op my skyn en ek sien iets wat fout is, wil ek dit vanaand bely en sê, Here, ek is jammer. Ek wil restitusie doen waar nodig. Ek wil klaarmaak met my verlede. Ek wil wegbly van dit wat duisternis in my lewe veroorsaak. Ek wil kom na die lig toe. Here, ek wil vanaand die lig van die lewe hê. En daarom wil ek vanaand bid, verander my hart, verander my gees, verander my denke. Here, bring weer geestelike dissipline in my lewe, soos nog nooit van tevore nie, sodat my lig sal skyn, maak my saak waar gaan nie. Ek eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen en amen, ek sit lekker neer. Terwyl die musiekspan na vore kom, wil ek gou laaste gedagte met jou deel. Het jy al gesien, wanneer dit duister is om jou, en iemand steek hulle aan. Dis soos nog nie toch. As jy vanavond by die huis kom en die Eskom sê, jy vanavond vir jou nie, is nie jou beurt nie. Jy stap in 'n donker huis en het jy gevoel, 'n donker huis is altyd kouer as 'n lighuis, ek weet nie hoekom nie. As jy daar instap en jy ervaar die lig, dan verander jou uitkyk oor wat in die donker kan gebeur. Soms straks, as het donker is, dan vrees ons baie maal wat die vyand kan doen. Maar as het lig is, dan worry ons nie. Hoekom nie? Want nou kan ek sien. Dis wat die verskil is. En ek wil even dit vanaand verstaan. In Psalm 23 sê dit so mooi. Ek het dit vanmorgen ook gesê, ek kan dit vanaand weer sê. Hy sê, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, sodat hy sê is, ek kan sien wat daar is kleur. Stem julle saam. Maar as ek gaan en ek sê, al gaan ek ook in die dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. Het ek hom gesien of het ek hom gevoel? When it's dark, I can't see him, but I can feel him. En ek wil jy moet vanaand verstaan, hou op weghardloop van die lig af.
Hallo. Hou op weghardloop van die lig af. Moenie het duisternis wegkry nie. God is nie 'n God van duisternis nie. Hy is 'n God van lig. Want God wil die lig alles openbaar maak, sodat jy weet wie jy in hom kan wees. Dankie wel. So, ons kan allemaal opstaan.